ik het zie doen, het was vanzelf, maar geen wat schijn. We gaan voor mij laten. Als je voor mij met alle voor mij, space op mijn hoofd, het ongouden boeren los van mij. En ik laten. I said for the angels, I said for the angels, I said for the angels, it's a Bible. I said for the angels, I said for the angels, I said for the angels, it's a Bible. Zoals die, met de smaal in mijn gezicht en die zon op me, zal ik rustig zijn. Ik doe niet met de lijn. Ik geef mij goed van die buiten zo. Los ik mijn keer in mijn schoen en mijn hoek. Vergeet het van mij. We gaan voor mij laten. Kom, sit so, ons net ons oor aan bid ons saam. Vader, so baie dankie vir 'n oomblik en 'n geleentheid soos hierdie. As ons so stil raak en familie en vriende se gesigte gesien het en met mekaar 'n bietjie kon gesels het. Dan wil ons sê, Here, die omstandighede regverdig nie die geleentheid nie. Maar is dit aan hom wat afgesterf het. En as dit van hom sal alwaan, sal dat toch die behoefte en die smagte by hom ontstaan het, vir geleentheid om weer familie en vriende by mekaar te kry. En wanneer ons kom vanoggend en sê ons weer tot nagedagte, dan sê ons, Here, selfs hieruit kan ons ook leer en besef hoe noodsaaklik dit vir ons elkeen is om die tyd uit te koop, om die geleentheid gebruik wat tot ons beskikking is, want daar kom 'n dag en niemand weet wanneer dit is nie. Dan kan ons dalk vir onsself in so 'n posisie vind. Onafgehandelde werk, iets wat nie gesê is of gedoen is, sal die geleentheid en die kans daarvoor verby wees. Maar vanoggend besef ons dat vir familie en vriende ons die geleentheid het om uit hierdie omstandighede, situasies te leer om te doen dit wat goed is. Sodat tyd ons vriend kan raak. Baie dankie vir hierdie voorreg dan volgend. En dankie dat die elkeen gedraad, geïnspireer het, en selfs beskerm het. En dat ons vanoggend weer die geleentheid het om saam met mekaar die kan spandeer. En dan sou dit wees dat ons finaal afskeid van iemand neem. Dan weet ons, Here, dat U alleen die vertrooster is. U woord sê, U is die goeie vertrooster. U is die God wat vertroosting bied aan elkeen, na mate hy ons sy verlang. Here, U weet presies wat elkeen nodig het. En daarom wanneer ons kom en sê, dit is ons afhanklikheid, dan kom ons hier en sê, dankie dat U ons tot hier toe gedra het, en dat U ook verder met elkeen sal wees. Gee dat alles wat dan geskied, tot U eer ook sal wees. Ons bid volgens in Jesus naam. Amen. Ek wil van my kant af U as familie en vriende baie welkom sê. Ek ken nie vir Johan nie. Ek ken hom dalk raak geloop, iewers dit, en dalk het ons op 'n manier dalk hallo gesê of mekaar gegroet, maar ek ken hom nie persoonlik nie.
Ek het gevra hoe naby aan Johan is Tertius, want vir hom ken ek. Tertius het ek die voorreg gehad om skoolvoet te gee, en as Johan soos sy seun is, of as die seun soos sy pa is, dan kan ek redelik 'n goeie weergawe gee van wat 'n tipe mens Johan dan eintlik werklik was, want Tertius was 'n interessante klein mannetjie gewees. En ek glo ook, so Johan dan vir elkeen van ons interpretasies en ons ervarings van die persoonlike gewoonlik, wat ons afstand doen van wat afsterwe, daai oomblikke kom al hierdie mooi gedagtes en ons sal selfs onsself vind op plekke waar ons sal glimlag en dalk met mekaar sê, kan jy nog onthou? Hier is die nagedagtes wat in ons elkeen sal lewe, veral dan in 'n tyd soos hierdie. Maar my gebed van my kant al, en ek dra ons in 'n gemeegevoel ook van die gemeente se kant af. En ons bid dat God vir julle sal deurdra in 'n tyd soos hierdie. En die vertroosting wat elkeen nodig het, dat elkeen dit sal ontvang. Maar dat ek vanoggend die oortuiging in my hart het, dat as dit sou wees, dat hierdie mense, elkeen wat afgesterf het vir 'n oomblik saam met ons kom wees, sou hulle sê, ag nee, lyk net 'n bietjie beter. Want ek glo dis die ou wat Johan seker was. Johan sou hom elkeen van julle kwaadlik geneem het, as dit was dat julle sou besorgd en bekommerd wees oor waar hy is en wat hy doen. Toesies. So, op die einde van die dag is, ek wil regtig 'n beroep op u doen. Hier is die laaste oomblik wat ons het, die nagedagte. Kom ons gebruik die gedagte die om te sê, Here, laat dit wat ons onthou, al die goeie, saam met ons kan dra. En dan sal dalk 'n tyd was, dat hy met jou woordewisselinge gehad, en dit was alles deel van 'n groeiproses, alles om net elke ding in plek te bring, sodat die volheid daarvan kan ervaar word. Amen. So dit is vir my 'n voorreg vanoggend. Ek gaan iemand begrawe wat ek nie ken, en ek gaan u as familie sien, as iemand wat reflekteer wie hy was, en wat hy in u lewens gedoen. En Johan Tertius. Ek sal die meeste na hom kyk, en dan is dit Johan se boetie. Ek vertrou dat julle as mannefigure, in die tyd wat vir julle voor lê, alles wat hy gedoen het wat goed is, sal bou op, en dat julle ook 'n impak sal maak in elkeen se lewe. Romeine, die verwysing en die verlange van die gesin, is vir my mooi, want dit kom op wat Paulus vir die gemeente wou sê, en ek gaan by geleentheid dit met u deel, nadat ons gaan saam staan en saam sit. En ek glo ook dat selfs hier die skrifgedeelte, dat dit 'n impak in elkeen van ons lewens sal maak. So wanneer ons staan en wanneer ons sing, o Heer my God, dan bid ek dat dit ook 'n impak by ons sal bring, die realiteit met elkeen van ons sal bring, hier om te kan besef. Dat al is dit so, dat ons van selfsprekend aanneem, dat met die afsterwe van iemand, dat ons hartseer en 'n verlange moet hê, tog moet ons besef. Ons het te doen met 'n lewendige God, wat meer weet, beter weet, en dat hy vanoggend nie net die vertroosting, maar die vrede ook by elkeen van ons kan bring. So kom ons gaan staan, dan gaan ons saam sing, o Heer my God, as ek in eerlik wonder, dit gaan op die skerm wees. Kom ons staan.
die sitplek neem. In Romeine 14 vers 8, die versoek wat daar gerig is, dat ons hierdie gedeelte sal voorhou, sê eintlik so baie, ek lees vir die uit die Millennium Bybel, hy sê in vers 7, ons het nie finale seggenskap oor onsself nie, of ons lewe en of ons sterwe. In vers 8, as ons leef ons mos vir die Here, en as ons sterf ons vir hom. En of ons dan lewe of sterwe, ons is volkome sy eiendom. Dit is belangrik om te verstaan hoekom Paulus so uitlating sou maak. Die Romeine was in vergelyking met dit wat ons vandag beleef, die meer moderne tipe kerk wat jy en ek aan gewoond geraak het. En tog selfs ten spyte van daai moderne kerk wat ons in lewe ervaar vandag, was daar ook 'n tekortkominge gewees. Daar was ook mens gewees, soos wat jy en ek is. Iemand wat ook die emosies, die teleurstellings, die hartseer van die lewe ervaar. Maar weer ook aan die ander kant die vreugde en die blydskap wat daarmee gepaard gaan. En tog was het so gewees dat Paulus juist vir hierdie gemeente wou kom leer, dat nie een van ons dit weerhou word van die aanslag en die planne en die gedagtes wat daar buite gebeur nie. Dit gebeur met elkeen van ons. En dan sou ons in 'n groot mate onsself beskou as iemand wat goed is, wat 'n goeie mens is. Tog is dit so dat slegte goed ook met goeie mense gebeur. Maar dit is ook so dat goeie goed met slegte mense gebeur. En Paulus wil hierdie indruk net skep by elkeen dat hulle moet kom tot daai besef dat, weet jy wat, ons is deur God geskape. Maar wanneer ons kans kry, tyd kry soos hierdie om te kan lewe en te kan lewe dit geniet, dan sê hy, dan moet ons lewe in die volheid daarvan. 'n Party van ons het dalk 'n misinterpretasie van wat dit eintlik behels om in volheid te lewe. Nie een van ons is dieselfde. My interpretasie sou dalk in 'n groot mate verskil met wat jou interpretasie is. Maar die gedagte wat Paulus by die gemeente wou bring, want hierdie gemeente was die gemeente wat hy wou graag sien as die gemeente wat die voorbeeld sou stel vir die tyd wat daarna sou kom. Maar hy wil die sekerheid by hulle bring. Deurdat hulle kan besef dat die keuses wat hulle maak in die lewe, dat dit die regte keuses is, gebaseer op dit wat God se wil is vir elkeen. As jy goeie keuses maak, is dit gewoonlik, is daar 'n positiewe, meer goeie, 'n beter uitkoms vir jou. Wanneer jy en ek dalk slegte keuses maak, dan is dit op die prinsip van dit wat jy en ek saai, dit is natuurlik wat ons gaan maai. En kom ons wees eerlik, ek glo, almal van ons volgende in hierdie vergadering het nie altyd goeie goed gedoen nie. Het nie altyd goeie gedagtes gekoes nie. En of dit in 'n mindere mate is, die feit is dat jy en ek keuses gemaak het, gebaseer op 'n oomblik wanneer jy en ek besluite moes neem. En dan, die gevolg daarvan was dit wat ons geleer het, ervaar het, en dit was nie altyd aangenaam gewees. Maar Paulus kom, hy sê, juist dan, jy en ek moet op my punt kom, dat wanneer ons lewe, moet ons tot ere van die Here lewe. Dit is dan immers God wat jou en my geskaap het. En as hy jou en my geskaap het, net soos wat ons biologiese ouers is, wil ons graag hê, ons kinders met die goeie en die beter van die lewe ontvang en ervaar. En dan daarmee ook dan uitleef, sodat die goeie wat hulle gesien het, ervaar het, ook dan hulle voetstap, hulle meetstap sal wees in die dae wat vir hulle voorlê, om sterker te raak. Om nie gebikkend en altyd swaar te kry in hierdie lewe wat ons het nie. Maar hy sê ook daarso, as ons sterwe, dan behoort ons ook aan die Here. So of ons nou lewe of sterwe, ons is deur God geskape, ons is deur God gegee. Nie een van ons wat volgende is per ongeluk hier nie. Jy is nie uit 'n per ongelukkige situasie in die lewe gebring nie. Elkeen van ons het dit doen. Jy en ek is met 'n doel gebore, en dit vat net party mense langer om by daai doelwit te kom as wat
daar ander is, maar elkeen van ons moet besef dat die wil van die Vader is, en Paulus, hy beklemtoon dit so baie, veral wanneer hy hierdie brief skryf aan die gemeentes, dat jy en ek sal kom op my punt, dat as ons gebore is ons gebore natuurlik met die rede is om aan God al die eer te bring. Ek sê so baie kere altyd vir die gemeente, jou en my doel in die lewe is om God te verheerlik. That's it. Nie minder of meer gevra is dit nie. Maar selfs in dit is dit vir ons 'n groot uitdaging, en dat voel dit vir ons asof ons in 'n groot mate God faal. En al wat jy en ek moet besef is, dit kos dat jy en ek net rustig moet raak. Rustig moet raak en sê, Here, ek het toegelaat dat so baie dinge in my lewe, oor my lewe gekom het, dat ek hastig geraak het en in 'n verkeerde rigting beweeg het, maar ek vra, ek pleit by U, bring my by 'n plek waar ek kan stil raak, dat ek kan weet dat U God is. En die openbaring van dit wat God se wil is, het hy so al van die begin van Genesis al aan ons as mens bekend gemaak, maar ons let nie op daarmee nie. En deur al die eeue, deur al die tye, moes daar sekere mense, soos in hierdie tyd, moes dit Paulus wees, wat sou kom en met hierdie gemeente in die Romeine praat, en sê, maar weet jy wat, sterf ons, dan sterf ons tot eer van die Here. As ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. Ek dink as baie van ons familie en vriende wat al reeds afgesterf het, vir 'n oomblik aan jou en my kom verskyn het gesê, maar weet jy, ek wil jou inspireer en jou aanspoor, staan vas. Moenie toelaat dat omstandighede vir jou voorskryf hoe jy moet optree nie. Dan sou dit wees dat hulle in herhaling sou kom en gesê, maar weet jy wat nie, ek wil nie jy moet juist daarna swak wees nie, maar skep moed. Kry die vertroue wat jy nodig het en vertrou God. Want as God ons geskape het en ons glo dit, want dit is wat die woord van die Here ons leer, dan het God 'n goeie en 'n wonderlike gedagte vir jou en my, elkeen van ons. En as ons nog nie daarby gekom het nie, dan is dit omdat ons nagelaat het om in verhouding te bly met ons, sodat ons kon verstaan wat is die wil van die Here. En vandag kyk ek na u, die gesigte lyk vir my bekend, maar is in 'n baie minder mate dat ek vanoggend kan sê, ek stap op pad met jou, ek ken jou, ek weet waar jou swakhede is, ek weet waar jou sterkpunte is, ek weet wat jou behoefte is. As ek jou goed geken het, my vriend het gesê, sy ken my so goed as of sy myself gemaak het. En dit is 'n goeie gesegde dan. Dit sê vir my, ek moet die vertroue kry en die Christen kry dat sy weet al reeds voordat ek emosies ervaar, teleurstellings ervaar, hierdie is goed wat kom, hierdie is goed wat kom. God het jou en my geken, nog voordat jy en ek geskaap is. Hy ken ons die beste. Wat is dit wat God vir jou en my wil leer, wanneer ons in 'n tyd soos hierdie, in 'n oomblik soos hierdie, by 'n afsterwe van 'n familie, 'n vriend, iemand wat net al bekend is aan ons, 'n inwoner, iemand wat deel van 'n gemeenskap is. Wat is dit wat God vir jou en my wil leer uit dit vandag? Want die eerste ding wat ons kan leer is daar iets wat hy gesê het, genoem het, wat hy nog eendag wil bereik, en die lewe is van hom opneem, nou sal hy dit nooit kan bereik nie. Is daar iets wat hy bereik het in die lewe, en gesê, dit was altyd sy doelwit gewees, om daarna te werk, om daarna te streef, en hy het dit bereik. En dan gaan dit dieselfde oor wat Paulus, en of jy dit goed gedoen het, of sleg gedoen het. Wanneer ons goed doen, dan glo ons doen dit tot eer van die Here. Wanneer ons sleg doen, verkeerd doen, dan bid ons, Here, spaar ons lewe sodat ons kans kan kry om reg te maak, want dit is vir ons noodsaaklik dat ons leer dat die woord van die Here sê, die mag van die lewe lê nie in my beheer nie. Ek kan vandag 'n pasgebore kind wees en ek kan môre sterwe. Ek kan 100 jaar oud wees vandag en ek kan môre sterwe. Die dood vra nie wie jy is nie.
Die dood soek nie ryk of arm nie, mooi of lelik, goeie of slegte nie. Die dood, as hy kom, dan is dit finaal. Dood is nie die aannemer van 'n persoon nie, maar as hy 'n slag kan slaan, sal hy dit doen. En hy sal nie eers 2 keer dit daaroor nie. Want hy kom om te steel, hy kom om te roof. Maar tog sê Paulus, maar as jy en ek lewe, dan lewe ons tot eer van die Here. So ek wil beroep op die doen, want ek sal dit doen vir enigiemand, en dit sou nie net by die begrafnis wees nie. Ek sal dit in 'n gemeente hoedanigheid gedoen het. Ek wil beroep op die doen, as Paulus kom en hy sê vir jou en my dat die woord van die Here vra ons, doen en beroep op ons, terwyl ons dan lewe, kom ons lewe dan tot eer van God. Dan wil ek 'n beroep op u doen en sê, as ek mag met absolute erns in my hart en die dringendheid daarvan oordra aan u, moenie laat daar van jou een oomblik gesteel word, jou lewe van jou geneem word, terwyl jy en ek die geleentheid het om onsself uit te lewe tot eer van God. En as ons dan tot sterwe sal kom, dan hulle wat dan na ons nog lewe, dan sal hulle sê, maar hy het sy lewe voluit gelewe tot eer van die Here. Hierdie is 'n geleentheid vir jou en my. 'n Geleentheid om onsself te ondersoek. En as ek sê, as dit die koste is van hom, dan wil ek sê, Here, dankie dat u vir my op 'n plek bring waar ek kan besef wat is dit wat God se wil vir my is. Dit is hoekom dit vir ons noodsaaklik is om die geleentheid te benut, sodat ons op die einde van die dag kan terugkyk en sê, as ons dan lewe ons tot eer van die Here. As ons dan lewe, in ander woorde, as ek asem het, dan lewe ek tot eer van die Here. Ek wil nooit op my plek wees waar ek elke oggend kan opstaan en ek kan voel van my tone tot my vingers tot my hoof, alles beweeg en is 'n plek. En ek wil nie dit tot eer van God gebruik nie. Ek wil elke dag van my lewe opstaan met dankbaarheid in my hart. Here, dankie dat u my in hierdie aand deurgedra het, want ek kon tot sterwe gekom het. Want laat alles wat asem het, sê die woord van die Here, die Here loof. Dat alles wat lewend is, die Here verheerlik vir wie wat hy is. Dis 'n afsterwe van 'n familie, 'n vriend. En dit is nie die einde nie. Mense dink altyd as iemand afsterwe, dis die einde. Dit is nie die einde. Dis net 'n verwisseling. 'n Verwisseling wat plaasvind. En as dit by afsterwe kom in die hartseer, en dit wat ons as mens ervaar, wat ons is emosionele wesens, dan wil 'n ou begrip hê. Jy wil verstaan as daar iemand is wat huil. Jy wil verstaan as iemand nie goed voel nie. Jy wil verstaan as iemand aan die ander kant dalk in 'n meer vrolike by is, waar hy sê, maar ek dink net al die wonderlike sê dinge, wie gaan nou weer dit doen? Wie gaan vir ons in die oggende wakker maak? Wie gaan vir ons sê, ag nee man, dit kan seker nie so sleg gaan nie. Wie gaan nou wees om ons te inspireer? En as ek kan aflei, dis net 'n afleiding, dan glo ek, as ek reg gehoor het, Johan was die tipe ouens, of die tipe ou gewees wat gekom het en jou probeer oplig het. Dalk was dit nie spite van sy omstandighede wat hy ervaar het. Jy sal dit dan van nou af 'n week, dalk die 7 maande as familie weer by mekaar kom, dalk volgende jaar of oor 3 of 5 jaar, en jy sal nog altyd na hom verwys. Laat dit wat die verwysing is, die gevoel en die oortuiging in jou hart bring dan, God gee die vrede. God gee die vertroosting wat nodig is. En as jy vanmôre nie sleg voel nie, beter voel is vandag. Dis God se genade, sodat jy en ek op 'n plek kan kom, sodat wanneer ons lewe, of wanneer ons dalk sou sterwe, sal ons dit tot God se eer sal doen. Kom ons sit so, dan sluit ons ons oor. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir dit wat Paulus gesien het en ervaar het in sy hart.
dat hy ook die vrymoedigheid geneem het om met hierdie gemeente te praat, want dit is 'n gemeente, dit is 'n liggaam van Jesus Christus, dit is deel van God se skepping. En dit is net asof Paulus weer eens kon roep, die wat alreeds besig is met dit wat goddelik is, kom hy bevestig hy net dit wat die wil van die Vader is. Maar hulle wat afgedwaal het dalk besig geraak met ander dinge wat vir hulle dringend was, kom hy net weer opnuut en hy herinner hulle aan dit wat belangrik is. En terwyl ons dan nog asem het, terwyl ons dan nog die geleentheid het, en ons bid Here dat U ons sal inspireer elke dag, dat elke oomblik, elke geleentheid, alles wat met ons gebeur, elke oomblik sal wees, dat ons sal ervaar dat U by ons is, en dat U ons deurgedra het. Baie dankie vir hierdie voorreg vanoggend, en dankie Here dat ons vanoggend hierdie geleentheid kan benut om te gaan kyk wat sê die woord van die Here. En uit dit uit te leer, sodat dit vir ons 'n aansporing sal wees vir die tyd en die dae wat vir ons voorlê. Dankie vir hierdie gedagte, dankie vir hierdie geleentheid. En ons bid Here dat ons hiervandaan van krag na krag sal beweeg, deurdat ons elke geleentheid sal gebruik terwyl ons asemhaal, terwyl ons ewe. Ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Die begrafnisbrief by het, dan wil ek graag net dit met die deurgaan. My geliefde papa, ek kan dit al wees patat. En dan is daar ook 'n Johan wat iets geskryf het, my geliefde pa. Hier is gedagtenisse wat by ons sal bly. 'n liefdevolle herinneringe aan Johan Ore Grobler, gebore 9 Augustus 1979, oorlede 5 Oktober 2024. Ons skrifgelesing is dan Romeine 14 vers 8. Wat 'n vreugdevolle dag om op jou koms te wag. Nou is jy van ons weggeneem, maar ons sal weer ontmoet. Dan is die vreugde oor so soet. Ons groet jou nou, ons liefling kind, pa, broer, vriend, tot ons weer by Jesus ontmoet. Sy leengaan word diep betreur deur sy moeder, kinders, kleinkinders, broers, familie en vriende. Daar staan dat ek die bedankings gaan doen. Ek wil vraag van die geleentheid gebruik maak. Dit is die geneigtheid dat daar altyd iemand is wat jy vergeet of ongelukkig nie noem nie. Maar ek wil vanoggend eerstens vir ons Hemelse Vader baie dankie sê vir die geleentheid wat ons het, vir U wat die kans gehad het om hom te ontmoet het en leer ken het, en of U nou vir hom al met hom geraas het, of hom gesê, pragtig Jesu, dankie dat jy dit gedoen het, wat ook al die herinnering is. Dank ons dat die Hemelse Vader baie nagedagte by ons elkeen sal bring, sodat ons die volheid daarvan kan ervaar. Almal se betrokkenheid van die oomblik toe U verneem het dat Johan afgesterf het, die interaksie wat plaasgevind het, die bemoediging wat daar gebeur het. Ek glo van die familie se kant af het hulle groot waardering daarvoor. Meer is dit baie dankie vir elkeen wat net stil geraak het en gaan bid het. Gebid het dat die Here juis elkeen sal deurdra in tyd soos hierdie. Want kom ons wees eerlik, met die afsterwe het ons baie vrae. En afsterwe is iets wat ons omkant van, en dan wonder ons altyd. En ons soek antwoorde op vrae wat niemand vir ons kan gee nie. En dit is juist dan wanneer ons kom vir die Here sê dankie, dat hy daar was van begin af. En hy daar is in die tyd soos hierdie,
maar hy ook daar is in die tyd wat vir jou as familie en vriende voorlê. Dankie vir elkeen se deelname. Hier's baie gereels en organisasies en dit, en ek wil by voorbaat, ek kan nie onthou met wie ek gepraat het nie. Ja nee, ek wil jou nou weer in die diep kan gooi. Iemand het met my gekontak en my goed gevra, en nadat ek geluister, die sê, weet jy wat, wel vir Ilani. Ek het net alles na hom toe geskryf. So ek wil van my kant op sê, Ilani, dankie. Ek het gedoog, ek gaan my blok, ek gedoog, ek gaan my reis, maar dankie dat jy dit op jou geneem het, en die rol wat jy gespeel het. Dankie ook, en jy my beklein. Baie. Nooit. Hy was die jonger een. Is jy die jongste een? En dan het hy ooit van gesê, hoor die boedel, is nie, moet nie met hom mors nie, sy is 'n goeie vrou. Het hy die meeste raad gegee, of jy vir hom? Het jy hom ooit al gedreig met, jongens, maande daarvan weet, is jy die moeilike. Baie gedreig gesteek. Nou ja, ek het ons nog gevra, die val net, as ek hom nou wil leer ken, dan is het spieeldeels van wie hy is. Ek het vir Toosjes skool gegee. Hy was ywerig, maar hy het meer in die tas gesit en gedink wat buite aangaan. En as ek hom buite sou kry, sou ek dink dat dit anders sou wees, dat hy buite sou wees en dit wat in die klas aangaan. Dit was 'n uitdaging gewees, maar op die einde van die dag, ek glo dat die goeie eienskap en alles wat jy pa gehad het, dit is dit wat jy na jou toe trek. En jy dan moet ook, wat jy ook sal herinner aan, hy is nog nie te oud om pakstand te kry. Voeder vir hom. Ek is sien sy pa sou dit op jou sê. Voeder vir hom. Is 'n goeie seun hier. Is regtig 'n goeie seun. En ek bid dat die Here sal gee dat jy dit wat hy nagelaat het, die goeie sal uitsoek en dit joune maak. En dan vir die familie wat hom geken het ook. Julle weet presies die perke, waarna toe kon jy voordat hy kwaad raak? Waarna kon jy hom vat? Wat kon jy hom sy arm oordraai? Al die wonderlike dinge, dra dit elke dag saam met jou. En wanneer jy in 'n oomblik stil raak en terugdink aan hom, dink net 'n bietjie en sê, Here, dankie. Dankie vir die geleentheid wat ons het om ook vrede in ons hart te ervaar. Kom ons sit so, ons bid ons saam, Vader. Hierdie is vir ons die laaste oomblikke. En terwyl ons as familie en vriende by mekaar is, maak vas alles wat mooi is en goed was. Sodat dit wat in die verlede was, deel sal wees van die huidige tyd van ons lewe, dat ons dit saam met ons sal dra, en selfs in die toekoms. Maak in elkeen vir ons volgende dit vas. Dit wat ons kan vasthou aan, sodat dood nie vir ons bekommernisse sal wees. Dankie dat die woord vir ons leer, dood is om te verhuis. En sy woning, dit wat u beskore het vir hom, dit wat u as hy skepper in gedagte koester vir hom, bid ek dat in sy verhuis, daai vrede in ons harte elkeen sal kom. En dat elkeen dit sal bewaar in 'n tyd soos hierdie. Ons bid dit en ons Vader volg in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra met die lees van die draers, dat die draers wat in die kerk is asseblief na vore sal kom. Dis dan Wieke Kriels van seun, Anke Grobler dogter, Mika Grobler dogter, Elisabeth Grobler familievriend, Versterk Nieuwoud vriend en Dylan Matthee vriend. Vra dat julle asseblief vorentoe sal kom.
Ek gaan vra ook dat u as familie en vriende dan sal staan. Here, terwyl ons nou na die graf toe gaan beweeg, bid ons in besonder vir u krag en u vertroosting. Gee alles dit wat nou geskied, Here, dat dit ook tot u eer sal wees. Beskerm ons elkeen soos ons nou beweeg. En dan bid ons ook, Here, dat u ons weer veilig sal terugbring. Dan terwyl ons aan 'n geleentheid het om met mekaar interaksie te hê, ietsie te eet, te drink, met mekaar gedagtes te kan hê. Ons wil dit volgen in Jesus naam. Amen. Kom ons bid. Dis al goed. Sien dit weer op. Ja.